Goeiemôre, ek is Lloyd Jooste en ek groet u vanuit Olifantshoek in die Noord-Kaap. Ek groet u in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë en dan nader ons tot God in gebed. Almagtige Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus ons Here, kom buig ons voor u in diepe afhanklikheid van u genade. Ons loof en ons prys u heilige naam in dankbaarheid vir al die onverdiende goedheid in ons lewens. Ons dank u vir die wonderlike voorreg om vandag weer 'n boodskap uit u onfeilbare woord met mekaar te kan deel. Ek vra dan ook nou dat u Gees u woord vir elkeen van ons verstaanbaar sal oopbreek, sodat ons deur die krag van die Heilige Gees gevul sal word daarmee. Dankie dat u ook aan my die eer skenk om u woord te mag verkondig en te spreek sonder onderleiding van die Heilige Gees. Amen. Vandag wil ek met u praat oor homoseksualiteit. Ek wil nie in die debat betrokke raak oor Bybelvertalings wat volgens die beoefenaars van en die voorstanders van homoseksualiteit nie reg vertaal is nie. Ek wil net vir u sê wat die Bybel nog baie duidelik deur al die eeue gesê en bedoel het, dat homoseksualiteit 'n afstootlike en inteendeel so 'n afskuwelike sonde is, dat daar selfs in die vroeë geskiedenis van Israel deur God opdrag gegee is dat diegene wat dit beoefen doodgemaak moet word. Dit gaan in die 21ste eeu nie meer oor net 'n oortreding van God gegeewe voorskrifte nie, maar homoseksualiteit het ontaard in 'n sondige, goddelose samelewing aanvaarde leefwyse. Die Bybel is die onfeilbare woord van God, en as u 'n wedergebore kind van God is, dan sal die Bybel ook die onfeilbare woord van God vir u wees. Ek haal vir u die volgende skrifverwysings aan, sodat u kan begryp dat die leefwyse van homoseksualiteit 'n sonde is en volharding daarin lei tot die ewige tweede dood. Hierdie onfeilbare woord van God sê in geen onduidelike taal dat homoseksualiteit sonde is nie. Ek haal vir u aan Levitikus 18 vers 22. Jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Ek haal ook vir u aan Levitikus 20 vers 13. Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Homoseksualiteit is 'n afstootlike en inteendeel so 'n afskuwelike sonde dat daar selfs deur God opdrag gegee is dat diegene wat dit beoefen doodgemaak moes word omdat hulle die dood verdien. Glo dit as jy wil of nie. Daar is nog ongeveer 66 lande wêreldwyd wat homoseksualiteit kriminaliseer. Strawe wissel van lewenslange gevangenisstraf tot die doodstraf. Selfs in een van ons buurlande, en dit is 'n Christenland, word gevangenisstraf van tot lewenslang vir homoseksualiteit opgelê. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10 haal ek vir u aan. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julle self mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbreekers of mense wat homoseksualiteit beoefen sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Ek lees weer vir u hierdie kragtige skrifaanhaling. 1 Korintiërs 6 vers 9 tot 10. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie. Geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbreekers of mense wat homoseksualiteit beoefen sal deel kry aan die koninkryk van God nie. God is baie duidelik in die Nuwe Testament waar hy sê dat niemand wat homoseksualiteit beoefen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Enige iemand wat homoseksualiteit beoefen sal nie die ewige lewe beerwe tensy hy daarvan breek nie. Dit wil sê, die ewige lewe is nie vir hom beskore solank hy volhard in sy homoseksuele leefwyse nie. God spreek hulle aan as mense wat onreg doen
mense wat hulle self mislei. 1 Timoteus 1 vers 9. 'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie steur aan wet en orde nie. Dit wil sê goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader en moeder doodmaak, moordenaars, ontuchtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat myneed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Nou wat is die gesonde leer? Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, sê Paulus, die evangelie van die goeie God. Verder sê die Bybel baie duidelik dat die wet, en dit sluit ook in God se voorskrifte wat deel is van die wet, dat mense wat hulle nie steur aan God nie, hulle wat in sonde rond lê, waaronder ook genoem word mense wat homoseksualiteit beoefen, die wet is vir sulke mense. Romeine 1 vers 24 tot 28 en ook vers 32. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie die lof tot in alle ewigheid moet toekom. Amen. Daarom gee God hulle oor aan hulle skandelike drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En omdat hulle dit van geen belang af om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is. Hulle is mense wat die verordening van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar tog doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed as ander dit doen. Dis baie kragtige uitspraak hierdie in Romeine 1 vers 24 tot en met vers 32. Om hierdie aanhaling in die skrif duidelik te maak vir ons, haal ek vir u aan die kommentaar wat sy 1728 tot 1729 uit die Bybel in praktyk. Let daarop dat hierdie paragraaf begin met die woord daarom. Dit wil sê dat iets gebeur en nou is dit die gevolge. Hier spel Paulus uit hoe God reageer op mense se weiering om hom as God te erken en sy krag raak te sien. Hy gee sulke persone oor aan hulle self. Dit is asof God sê, jy het gekies om jou eie pad te loop. Loop hom nou en kyk waar jou poging om sonder my te leef jou bring. Dit is presies wat met elkeen van ons sal gebeur as jy aan jou natuurlike geaardheid toegee en doen waarvoor jy lus het. En as jy nie God die alleensegenskap in jou lewe gee nie, dan word jou natuurlike geaardheid, jou drange van jou hart, jou skandelike drifte, jou verdraaide opvattings, dit alles word jou baas. Die uiteinde daarvan is 'n verterende selfvernietiging. As jy iemand is wat dink dat dit wonderlik sal wees om vry van God te leef, moet hierdie gedeelte wat ons gelees het nou, jou laat besef dat daar geen erger slawerny is as om deur jou natuurlike geaardheid regeer te word nie. Mense is geneig om leuns wat met hulle eie selfsugtige oortuigings klop en by hulle sondige natuurlike geleidheid aansluiting vind te glo. Jy moet bedag wees op die leuen wat op allerhande gekamoufleerde wyse aan jou opgedis word. Natuurlik bestaan daar sondige praktyke en standpunte, maar jy moenie geïndoktrineer word om naderhand te dink dis maar reg nie. As iets strydig is met die Bybel, bly dit verkeerd. Al is daar hoeveel musiekstukke, televisieprogramme, rolprente en ander media en sosiale media leesstukke
wat daardie verkeerde waarde as normaal voorstel. Moenie jou natuurlike geaardheid of jou eie voorkeure ooit die maatstaf maak om dinge te beoordeel nie. Sorg dat jy jou eie geaardheid ondergeskik maak aan die regering van die Heilige Gees. Daardie waarskuwende stem van die Heilige Gees wat onmiddellik vir jou sê wanneer jy iets verkeerd doen. God se plan is reg en goed vir die skepping. Ons eie natuurlike geaardheid is egter sleg en daarom is dit wat by ons natuurlik kom gewoonlik sondig. Veral met betrekking tot seksuele gebruike vergeet baie mense gerieflikheidshalwe dit. Iets is nie net reg omdat dit veral by die betrokke partye aanvaarbaar is en hulle daartoe instem nie. Dit wat by jou natuurlik kom, moet jy toets aan die wil van God. Moet jy toets aan dit wat vir God natuurlik is. Jy moet weet dat sonde, veral wanneer dit sulke intieme sake soos seks raak, altyd op die langtermyn en dikwels ook op die korttermyn seermaak. Nie net vir die individue is dit pynlik nie, maar meestal vir hele gesinne, families en selfs gemeenskappe. Daarom is dit belangrik om te weet wat vir God natuurlik is. En dit kan jy net agterkom as jy God leer ken en in 'n intieme persoonlike verhouding met hom staan. Dit is baie belangrik dat ons hier kyk na die woordjie ken. Dat jy net agterkom, jy kan net agterkom wat verkeerd is as jy God leer ken. Dit wil sê, jy moet nie net weet van God nie. Jy moet nie net God aanbid nie. Ja, mense aanbid God, maar hulle leef in sonde. Nee, wanneer jy God ken, dan is jy in 'n intieme persoonlike verhouding met hom en wil jy God nie seermaak nie. Net soos wat jy 'n vriend of 'n vriendin nie wil seermaak wat jy ken nie. In die gedeelte in vers 26 en 27 noem Paulus hier twee voorbeelde van wat die uiteinde is as die mens aan homself oorgelaat word, naamlik homoseksuele en lesbiese verhoudings. Dis interessant dat Paulus weet, dat Paulus vir ons leer dat hierdie sonde, hierdie lewenswyse weg van God, eintlik nog verder verwyder word van God, wanneer ons teen die natuurlike drange ingaan en homoseksuele en lesbiese verhoudings begin. In Paulus se tyd, dit wil sê in die destydse samelewing, het homoseksualiteit hoogtyd gevier en is dit selfs as lofwaardig beskou. Daar is deesdae ook al meer voorstanders van die gedagte dat homoseksualiteit 'n aanvaarbare alternatiewe leefwyse moet wees en dat dit aan die vrye keuse van elke individu oorgelaat moet word. Dit is egter uit die Bybel duidelik dat iemand wat vrye teels aan homoseksuele neigings gee, sonde doen, soos ons nou al reeds gesien het in die aangehaalde tekste. Uit die geleesde gedeeltes vers 24 tot 32 blyk dit dat net mense wat God nie erken nie, hulle natuurlike geaardheid die maatstaf maak vir wat vir hulle aanvaarbaar is en wat nie vir hulle aanvaarbaar is nie. Ek sê dit weer vir u. Uit hierdie geleesde gedeelte wat Paulus vir ons hier gee, blyk dit baie duidelik dat net mense wat God nie erken nie, hulle natuurlike geaardheid die maatstaf maak vir wat vir hulle aanvaarbaar is en wat nie vir hulle aanvaarbaar is nie. Die Here gee ons juis opdrag om dit wat ons van nature wil doen, eers te toets aan wat hy wil hê. En as dit die toets nie geslaag het nie, mag mens nie daaraan toegee nie. Alle mense het 'n gewete en sekere basiese norme, omdat almal na God se beeld geskape is. Selfs mense wat nie godsdienstig is nie, ervaar die bestaan van die gewete en norme. Die meeste mense weet instinktief dat hulle verkeerd oortree, maar gee nie om nie en oortuig hulle self teen hulle eie beter wete in dat dit nie saak maak nie. Party mag selfs bereid wees om gouer te sterf, mits hulle maar net vrye teels aan hulle sondige begeertes kan gee. Hulle weet dit is verkeerd of selfs gevaarlik, maar is bereid om daardie risiko's te loop. Sulke mense put selfs genot daaruit om te weet dat hulle iets doen wat strydig is met God se wil,
of die norme van die gemeenskap, of hulle eie besef van reg en verkeerd. In hulle harte weet hulle egter dat die loon van hulle sondige lewenswyse en sondes die ewige dood in die vuurpoel van die hel is. As jy dus ongeoorloofde seksuele begeertes het, moet jy weerstand daarteen bied. Bly weg van mense, plekke en situasies wat jou in die versoeking kan bring. Moenie jou eie krag oorskat nie. As jy iemand is wat die sondige lewenswyse van homoseksualiteit beoefen, weet dat God seksuele sondes net soos enige ander sonde vergewe. Homoseksualiteit is 'n sonde en daarom is dit vergeefbaar deur God. As jy vasgevang is in enige sonde ten opsigte van die oortreding van die 7de gebod, egbreek, saambly met seksuele voordele, homoseksualiteit, pornografieverslawing, seksuele losbandigheid en die beoefening van enige seksuele dade buite die huwelik, nooi God jou vandag om permanent daarmee te breek, sodat jy die ewige lewe as 'n gratis geskenk van hom kan ontvang. Ja, jy het reg gehoor. Jy kan die ewige lewe gratis ontvang, want Jesus die Christus het as volkome mens vir jou sondes betaal met sy lyding en sterwe aan die kruis op Golgotha. Daar aan die kruis op Golgotha het God hom, sy geliefde sondelose seun Jesus Christus, vir jou en my sonde gemaak, toe hy al ons sondes op Jesus laat neerkom het. Daar aan die kruis het Jesus gesterf en is begrawe daarna, maar na 3 dae in die graf is hy deur God se bonatuurlike krag uit die dood opgewek, as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. En nou kan God jou die ewige lewe skenk, wat Jesus aan die kruis verdien het, as jy dit in wat Jesus Christus gedoen het, alleen glo vir jou verlossing van sonde en die ontvangs van die ewige lewe. As die Heilige Gees jou nou daartoe lei, erken nou dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar is, wat ook vasgevang is in homoseksualiteit, en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Bely jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van hierdie sondige leefwyse en baie belangrik, breek permanent daarmee. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Kom ek bring dit nader na u toe, hierdie teksvers uit Spreuke 28 vers 13. Wie sy homoseksualiteit wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy homoseksualiteit bely teenoor God en daarvan afsien, daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Gee jou lewe oor aan God. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, sê Jesus, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. As jy nou die lewe aan God wil oorgee, deur permanent te breek met die sonde en spesifiek die sondige lewenswyse van homoseksualiteit, om sodoende die ewige lewe as 'n gratis geskenk van God te ontvang, deur u geloof daarvoor in Jesus Christus alleen te plaas, bid dan die volgende gebed agter my aan. Ek wil u tog waarsku, doen dit net as jy waaragtig permanent met u homoseksualiteit en u ander sondes wil breek. U kan nie die spot dryf met God nie. Ek sal later vir u 'n teksvers aanhaal
waar God u baie duidelik waarsku teen die feit dat u van hom 'n bespotting wil maak, deur nie waaragtig te wil breek met u sondes wanneer u daarvoor vra nie. Bid agter my aan, as u waaragtig met u sondige lewenswyse van homoseksualiteit wil breek. Almagtige God, ek kom onder leiding van die Heilige Gees in die naam van Jesus Christus na u toe. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is as gevolg van my sondige lewenswyse van homoseksualiteit en my ander sondes. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha met sy kruisdood ook vir hierdie sonde van my en al my ander sondes betaal het. Ek glo in sy opstanding uit die dood, deur u bonatuurlike kragte as oorwinnaar oor die dood, sonde en Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my homoseksuele lewenswyse. Ek bely dit vandag voor u en vra dat u dit en elkeen van my ander sondes sal vergewe. Help my deur die werking van die Heilige Gees om weg te draai en om permanent met my homoseksuele lewenswyse en ander sondes te breek. Laat my deur die werking van die Heilige Gees u volg vir die res van my lewe. Ek bid ook dat die Heilige Gees my homoseksuele vriende sal lei om te verstaan hoekom ons nie langer met ons homoseksuele lewenswyse kan voortgaan nie. Ek dank u vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Here daarvan. Wat sê die Here daarvan in Johannes 6 vers 47? Jesus is self aan die woord wanneer hy sê: Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Glo dat Jesus se kruisdood en opstanding genoegsaam was vir God om jou sonde van homoseksualiteit en alle ander sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Nou, gaan getuig nou oor wat God vir jou gedoen het. Matteus 10 vers 32. Jesus sê: Elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Jy moet nou aan jou homoseksuele vriende en vriendinne en jou familie en almal aan wie jy dit graag, jy moet aan wat jy ken, aan hulle moet jy dit gaan vertel, dat jou lewe deur God beheer word van nou af, en dat 'n verdere homoseksuele lewenswyse nie meer vir jou aanvaarbaar is nie, en dat indien jy in 'n homoseksuele verhouding betrokke is, moet jy daardie verhouding ook nou verbreek. Uittreksel wat ek vir jou gemaak het uit Matteus 10 vers 35 tot 36 en 38 tot 39 hou ek aan nou voor. Jesus self is aan die woord waar hy sê: Dit is nie altyd lekker om 'n Christen te wees nie. Daarom moet jy goed weet wat vir jou die belangrikste is. Dit moet jy besef. Die oomblik toe ek gekom het, het die verhouding tussen mense gespanne begin raak. Selfs die intiemste verhouding het begin verkrummel. Ek moet altyd vir jou die belangrikste persoon in jou lewe wees. Ja, alles gaan oor wie of wat vir jou die belangrikste is. Wie egter bereid is om aardse opofferings te maak, omdat hy my bo alles liefhet, sal ontdek wat dit beteken om waarlik te leef. Gebed, Bybelstudie en sterk persoonlike bande met ander heteroseksuele wedergebore kinders van God is van kardinale belang. Dit kan jou help breek met hierdie sondige lewenswyse van homoseksualiteit. Maar moet ook nie huiwer om by 'n betroubare professionele persoon soos 'n pastorale sielkundige om hulp te gaan aanklop nie. Dit kan die wyse wees waarop God jou wil verlos van jou verslawing van hierdie sondige seksuele praktyk en enige ander seksuele wanpraktyke. Onthou altyd die volgende:
Jesus het gesterf vir die hele wêreld se sondes, omdat God sy skepsels liefhet. Jesus het nie aarde toe gekom om die mensdom te veroordeel nie. Die teenoorgestelde is egter ook waar. God is ook ernstig oor gehoorsaamheid aan hom en sy verordeninge. Johannes 3 vers 16 tot 17. Ek sê weer Johannes 3 vers 16 tot 17. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. En nou daardie baie belangrike waarskuwing wat ek net oor gepraat het, van misleiding. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, en dit is die tweede dood, as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, ontvang ons dank vir die kosbare paar minute saam om u woord. Here, dit is my gebed dat hulle wat sukkel om te breek met die sonde van homoseksualiteit permanent sal breek daarmee onder leiding van die Heilige Gees. Dankie vir hulle wat vandag tydens hierdie paar minute saam alreeds daarmee gebreek het. Heilige Gees, wil u elkeen krag gee om staande te bly teen die magtige aanslag van die Satan. Ons bid dit in die naam van Jesus die Christus, die naam bo alle name, die enigste naam wat ons gegee is om na u te kom, Jesus Christus. Amen. Tot 'n volgende keer, mooi loop.